Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Dit is 'n week wat vinnig verbygaan. Dit is my gunsteling tyd, Saterdag, Sondag. Ons kyk wat op die sportvelde gebeur internasionaal en ook in Namibië. Klop sport wat reg oor die wêreld gebeur. Ons gaan onder andere kyk na rugby, Europese rugby, Suid-Afrikaanse spanne wat daarin speel. Dis die Bulls en die Lions wat daar in aksie is. Dan is daar Premier Liga sokker wat voortgaan. Ons hoor wat sê van die afrigters, Arne Slot onder andere, Nuno Santos en ook David Moyes, belangrike wedstryde wat die naweek ook daar plaasvind. Dan Formule 1. Lekker een is die Japaneese Grand Prix. Almal wonder wat gaan met Yuki Tsunoda gebeur daar in die Red Bull kar of die motor, gaan hy wegspring vir die eerste keer. Dit is Japaneese Grand Prix en ons hoor ook wat sê Lewis Hamilton. So is lekker om te hoor. Die Formule 1 is weer aan die gang daar in Japan en dan golf. Texas Open. Ons praat met een van die spelers, verdedigende kampioen en ook Gerda Steyn, Two Oceans, twee oseane, dit is die lang afstande, die fikse drawers, hulle is die naweek in aksie, so dit is alles by hierdie week se In die Tunnel. Kom ons spring weg met die rugby, ons is gereed, ons het die deep heat ingesmeer, ons is reg om hier by die tunnel uit te storm en 'n Europese uitdag eerstens, dit is die Lions wat speel Vrydag aand, dit is Vrydag aand 9:00 Namibiese tyd teen Edinburgh en Mike Potgieter vertel vir ons wat hy dan kan gebeur, dit is die Lions teen Edinburgh. Maar dit is die uitdagbeker, dit is Europese rugby, Suid-Afrikaanse spanne wat nou ook speel teen ander klubs behalwe die Verenigde Rugby Kampioenskap. So dis nou Franse klubs, die Engelse klubs wat bykom, maar die Lions speel teen 'n bekende klub, hulle speel Vrydag aantal, hulle speel teen Edinburgh, weer 'n wegwedstryd. Maar dit is wegwedstryde is moeilik en die Lions het nou 'n groot pak gevat die vorige naweek teen Glasgow 42-0. Sielkundig moeilik om van daai nou op te staan. Ja, die lekker van dit is met hierdie twee parallelle kompetisies wat so saam met mekaar hardloop en ek maak 'n stelling, is eintlik 'n vraende stelling, want die vraag wat ek het is, gebruik die afrigters soos van Rooi en hulle die Verenigde Rugby Kampioenskap om hulle kompetisie te ontleed. En hoe waardevol is so 'n kompetisie, wat jy amper al kan sien, dis wat aangaan in een kompetisie. En is daar gelykstaande standaarde in hierdie twee kompetisies? Die Lions het die voorreg, saam met baie ander Suid-Afrikaanse spanne en ander spanne soos Skotse spanne, wat in hierdie twee kompetisies deelneem. Die vraag wat ek net het is spelerbestuur. Ons het al baie keer oor gepraat en ek weet nie, as jou selfvertroue so knou vat, of beserings die ergste ding is om oor te worry nie. Ek dink emosioneel en geestelik het dit 'n groter impak as wat ek dink ons kan besef. Ja, dankie Mike. Ja, lekker vooruitsig. Dit is die Lions wat in aksie is teen Edinburgh en is slaaks om te sien Suid-Afrikaanse spanne wat in die Europese kompetisie speel, maar ons moet 'n bietjie gewoond geraak daaraan. Die Bulls is Saterdag in aksie. Dit is 1:30. Hulle is gewoond om 1:30 en 2 en 3 te speel op Loftusversveld. Nou is dit ver. Nou is dit al die pad in Frankryk in Bayonne. En nou weer eens gesels ek lekker oor wat gebeur, wat kan gebeur, die Bulls teen Bayonne. Dit is Mike Potgieter. Maar dit is die Bulls wat eintlik as ons nou toeriste was, soos jy sê, dis 'n lekker tripie. Maar dit is lekker na Frankryk toe te gaan, daar rugby te speel, alweer rond Bayonne. Hulle speel teen Bayonne, dit is 1:30 Namibiese tyd Saterdag. En lekker om 'n bietjie weer teen 'n Franse span te speel. Daar gaan sekerlik baie emosie wees, maar so onbekend vir die Bulls. Hulle sal seker baie video's kan kyk, maar ek dink hulle weet so baie van Bayonne, nie? Mense moet maar seker maar kyk wat jy op die dag vind. Ja, en dis die lekker van hierdie twee kompetisies vir ons as ondersteuners. Ons kry die geleentheid om spanne dop te hou wat jy nooit eintlik gesien het, gehoor het of te veel van weet nie. Maar dit moet tog in die agterkop van die oppositie, soos die Bulls in die geval wees, waar jy dink, hier is 'n onbekende groep, onbekende name, onbekende spelstyl, en ek wonder net die impak wat dit gaan hê op jou voorbereiding vir 'n wedstryd soos hierdie, behalwe toer en ag neem, die voorbereiding vir die wedstryd. Jy weet nie regtig wat hulle spelpatroon is nie. Ek onthou van die 2023 Wêreldbeker, die ondersteuning in Frankryk is baie passievol. Dis ook in Italië so, is ook in Suid-Afrika so. Jy het ook al rugby daar oor see gekyk. Elke land het sy eie ritme, maar die Franse is intimiderend, want hulle fluit en raas in die geval die skeieregter. So mens hoop maar net vir die Bulls onthaal, want die skeieregter is 'n sterk persoonlikheid en hy kan dit alles mooi op mekaar hou. Dis die ding, en ons het al veel keer daaroor gepraat, Arie, is daai tuisveld voordeel is nie noodwendig die skare wat jy ondersteun en daai addisionele speler wat ons van gepraat het in die skare en ondersteuners nie, maar daai 50-50 calls, as ek nou die Engels kan gebruik, het ons al gesien en opgemerk, so dikwels gaan dit maar na die tuisveld span toe, of die tuisspan se voordeel. Dit moet geweldig moeilik wees. Ons het juist so rukkie terug daaroor gepraat, as een skeieregter moet na 100+ dinge kyk op die veld net voor hom en dis net met 'n skram. So jy maak al meer staat van jou assistent skeieregters, en die rol van hulle
om daai skeieregter ook te ondersteun. Nou, ons is nie noodwendig hier om oor die skeieregters te praat nie, maar die frustrasie van 'n span wat daai tipe klein goedjies teen jou begin werk. Hierdie kan baie maklik vir 'n baie sterk Bulls-groep 'n piesangskil wees as hulle nie gaan fokus nie. Ja. Dankie Mike, ja, dis die Bulls wat wegspeel daar in Frankryk. Dit is 'n belangrike wedstryd. Lekker om te sien die Suid-Afrikaanse spanne is daar in aksie. Gaan 'n moeilike wedstryd wees. Die Franse is maar altyd moeilik in hulle agterplaas. Nog Europese kampioenskap, dis eintlik die hoër liga as ek dit so kan stel. Die Bulls en Leeu speel in die Europese uitdag, die Europese kampioenskap. Toulouse speel teen Saracens. Dit is 1:30 Namibiese tyd. Leinster speel teen Harlequins, La Rochelle teen Munster en dan ook Glasgow Warriors teen Leicester. Dis groot wedstryde wat alle Saterdag plaasvind in die Europese kampioenskap. Ons gaan na die sokkerveld, daar's nog baie wedstryde oor, maar die top 3 spanne op die Engelse Premierliga het hierdie naweek wegwedstryde. Dit gaan baie groot invloed hê op wat verder gebeur. Nog 8 wedstryde oor. Liverpool gemaklik voor, maar dit is Everton wat speel teen Arsenal. Dit is 'n tuiswedstryd vir Everton en Arsenal lê tweede met 61 punte. En dan is dit Ipswich wat speel teen Wolverhampton en dit is 4:00 die middag en Crystal Palace wat speel teen Brighton. West Ham teen Bournemouth en Aston Villa wat speel teen Nottingham Forest. Dit is 6:30 alle Saterdag se wedstryde. En dan is dit Sondag Tottenham Hotspur teen Southampton en Brentford teen Chelsea. En dit is Fulham wat speel teen Liverpool. En 'n belangrike wedstryd vir Liverpool. Liverpool natuurlik die voorlopers tans. Kom ons hoor sommer eerstens wat sê Arnie Slot. Hy sê afrigter van Liverpool. Wat hy te wagte is, dit is Fulham teen Liverpool. So many things can happen. So again, we felt yesterday how hard it is to win a Premier League game, because yes, we won it. Yes, we are very happy with it. But I think David Moyes again deserves a lot of credit for how his team was lined up, how difficult they made it for us, how difficult they made it every single team since he's arrived over there. 9 games in a row unbeaten. Now it's nice for us that we beat them because we know how hard it is. So yeah, that also tells you that with 8 games to go, it's every time a challenge. Starting Sunday against Fulham, who are having a very good season as well. So we are not working on theories about how many points this is. We are taking the challenge of Fulham on for Sunday, where we have to be at our best again, like yesterday, to get a result. Dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool, belangrike wedstryd vir hulle en natuurlik om nog voor te bly in die Engelse Premierliga. Kom ons hoor wat sê Nuno Santo, hy is die afrigter van Nottingham Forest. Hulle speel teen Fulham. I think he's improving. He's improving. Basically because he's been able to play game after game, and create more and better routines and complicities with teammates that recognize his ability, his pace. But in this particular goal was all him. It was credit to him. This capacity to drive with the ball and keep increasing the speed at the same time, controlling and taking the opponents out of the way. It's magnificent. A great goal from him, and you said after the game it was really all about heart. That win. We saw the blocks, the clearances from Ryan Yates. We saw the goal line clearance from Murillo. How important will that heart be for the rest of the season in your challenge to make the Champions League? It's been our foundation. It's been our foundation since the beginning. The togetherness, the realizing that together we are stronger together. We can help each other together. We are able to compete well. So we have to keep it. Nuno Santo, die afrigter van Nottingham Forest, en is ook Everton 'n belangrike wedstryd wat hulle speel teen Arsenal. Hulle speel tuis en hulle kan ook 'n groot mate beïnvloed wat gebeur daar op die boonste punt van die Engelse Premierliga. Daar's dan die afrigter David Moyes gevra, waarom presteer hulle sommige wedstryde baie goed soos teen Liverpool, ander wedstryde vaar hulle weer nie so goed nie. Hoe kan hulle meer konstant wees? So is die afrigter David Moyes. We've got an important summer coming up. We've got new owners who we're trying to get to know and they understand what they want from us at the club and where the club is going from that point as well. But I just think that I'm so pleased with the performance of the players. 9 unbeaten coming here tonight. 9 unbeaten, playing Liverpool tonight, running them close. Maybe not the better team, but running them close, even up to the last minute, keeping ourselves in the game with a chance of getting something out of it. I think, no, they deserve a lot of credit for that. Dit dan David Moyes, dit is Everton wat tuis speel teen Arsenal. Aan 'n groot wedstryd Sondag om uit te kyk, Manchester United tuis teen Manchester City, 5:30 Namibiese tyd. So groot sokker die naweek Engelse Premierliga.
Kom ons gaan na die golfbaan. Dit is die Valero Texas Ope. Dit is die laaste naweek voordat die meesters begin. Ek sien baie uit na die Amerikaanse meesters volgende naweek wat dit gaan plaasvind. Begin natuurlik donderdag. San Antonio is waar hulle tans speel. Dit is die voorloper tans, of een van die voorlopers is Sam Ryder. 9 onder baansyfer het hy gespeel, maar die verdedigende kampioen is SK Beatty. En nou kom ons hoor wat sê hy ook, hy weer sy titel verdedig, maar kyk ook so een oog, het hy sy oog op die meesters, hier soos SK Beatty. I feel like it's just another week, and I have my mind really set on Augusta next week, and so it's a great week on this golf course to kind of learn where my game's at, what kind of shots I need to improve on for next week, and it's a great golf course for that. Very very narrow, very tricky, and it's obviously going to be windy here, and so I just kind of feel normal. Dit dan SK Beatty, hy's verdedigende kampioen daar by die Texas Ope. Suid-Afrikaanse belang Alrich Potgieter wat goed doen, hy's 4 onder baansyfer. Hy's nie in die meesters nie, hopelik kan hy wen. As hy wen, gaan hom uitnooi na die meesters toe. Maar kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, gaan ons kyk na die vinnige karre. Dit is die Japanese Grand Prix. Welkom terug by In die Tunnel. Ons kyk wat reg oor die wêreld gebeur op die sportvelde. Dit is die sportafrigters, die sportspelers, mans en vrouens wat lekker saamgesels. Maar kom ons gaan na die vinnige motors. Dit is Japanese Grand Prix, die 3de ene van die jaar. En die punte na Australië en China is eintlik baie naby. Dit is die eerste en die tweede en die derde wat bietjie opgemeng is. Verskillende vervaardigers. McLaren is eerste, Red Bull, Honda tweede, Mercedes derde. Soos Lando Norris, McLaren 44 punte, Max Verstappen, hy is met die Red Bull, Honda 36 punte, tweede, George Russell, Mercedes-Benz 35, Oscar Piastri, McLaren 34, dis die top 4 op hierdie stadium. So dit is 'n lekker vooruitsig. Die groot nuus was Yuki Tsunoda. Hy is van Japan. Hy vervang dan vir Liam Lawson in die sitplek van die Red Bull en hy gaan saam met Max Verstappen 'n spanmaat wees. So baie druk op hom, maar kom ons hoor wat sê MW Welman. Hy is ons kundige op die vinnige motors hier, soos MW Welman van Megaphone Sport. Wel, ja, die Formule 1 wêreld het gegons die afgelope week of twee oor wat met Liam Lawson gaan gebeur en hy is toe ook onseremonieel afgedank deur Red Bull. Hy het slegs 2 wedrenne vir hulle gery, het was 7 dae uitmekaar uit. Baie mense wonder of dit enigstens geregverdig was, maar die feit van die saak is Formule 1 is nou maar net eenvoudig koelbloedig, brande wêreld noem hulle dit. So ja, niemand was verbaas gewees nie. Maar dat dit so vinnig gebeur het en dat hy geen kans gekry het om homself te bewys nie, dit is bietjie ongehoor. Die groot vraag is natuurlik as hy plaasvervanger Yuki Tsunoda, die maskering opkom, groot druk op hom. Dit is die Japanese Grand Prix, sy tuiswedren. Honda het 'n klomp biljoen dollar betaal vir Red Bull om hom in hierdie sitplek te kry vroegtydig. Dit is natuurlik die laaste wedren wat Honda en Red Bull saam gaan wees. Hulle einde van die jaar hulle vennootskap finaal op en volgende jaar gaan Honda engines verskaf van Aston Martin. So was baie druk op Yuki in hierdie wedren en die vroeë aanduidings is dat hy ten spyte van al die druk homself goed van sy taak gaan kwyt. In die eerste oefenronde was hy slegs 1/10 van 'n sekonde agter Max Verstappen. Hy is 'n paar vrae of Honda dalk die engine bietjie opgestel het om hom beter te laat lyk en om 'n bietjie meer vertroue te gee. Maar die feit is saak is Yuki lyk heeltemal gemaklik daar en dit lyk of daai eksperiment dalk gaan werk. Dit is baie vroeg om te sê, maar ja, kom ons kyk wat gebeur Sondag. Dankie MW, ja, dit is 'n opwindende wedren wat voorlê. Dit is by Suzuka. Dit is die Japanese Grand Prix. Vroeg opstaan Sondag, die son kom eers op daar in Japan om te kyk. Van 5:30 word dit al uitgesaai. Die wegspring is net so rondom 7 uur. Dis Namibië se tyd Sondag. Wat ook vroeg gaan opstaan is Saterdag en Sondag in die Kaap. Dit is vir die 2 oseane. Dis die ultramarathon 56 km wat Saterdag gaan plaasvind en die halfmarathon 21 km Sondag. Baie Namibiërs wat ook daar gaan uitdraf of gaan draf en dit is een van die gunstelinge is dan die vroue afdeling wat Saterdag is. Verdedigende kampioen Gerda Steyn. Sy is legendaries nou, sy hou die rekord ook en sy hardloop of sy vertel vir ons van haar program 'n bietjie. Sy gaan die Two Oceans hardloop ook die Comrades later, dan praat sy ook oor rekords. Hierso is Gerda Steyn. This year my goals are quite clear. I know exactly what I want to achieve this year, and certainly the 2 main goals for me will be the Two Oceans and the Comrades. I've run for quite a few years now, and it is not difficult for me to know where my passion lies. I enjoy a lot, any distance and every distance in running, but I know that the Two Oceans and the Comrades are the races that I'm really, really passionate about. So that will be my 2 main goals for the year going forward. I will be doing a few other smaller local races. I'm just in preparation towards my 2 main goals, but certainly they are what I will be 100% focused on. And you'll be going for the records there once again?
the records is always something that I only set my sights on when it comes really close to the race, when I've done my preparation and I can look back and really study what I've done and where my fitness lies. Winning the race for me is always my first goal, and that is always also the approach that I'll be taking this year. The record is important to me, but it is always a bonus. To win the race is definitely the first goal that I have in mind. Maar dan Gerda Steyn, ja, sy is verseker die gunsteling om die vroue afdeling te wen. Mens weet nooit, sy hou die rekord, 3 ure 26 minute en 54 sekondes, briljante tyd wat sy die rekord hou in die 2 oseane. Dit is Saterdagoggend wat dit plaas van die 56 kilometer. Ons gaan terug na die rugbyveld toe. Dit is 7's rugby, dit is die Singapore toernooi. Daar's nog 2 oor, is hierdie ene en dan is dit die Amerikaanse toernooi, die laaste ene, Philip Snyman, die afrigter van die Blitsbokke. Hulle kan nie meer dit wen, ongelukkig nie. Hulle wedstryde Saterdag, vir die wat wil vroeg opstaan, 7:26 speel die Blitsbokke teen Groot-Brittanje en dan is dit 10:44 wat hulle speel teen Argentinië. Lekker gespeel in Hong Kong nie, hopelik kan hulle Singapore wen. Philip Snyman, die afrigter daar van die Blitsbokke. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, ons het 'n bietjie 7's rugby gesels. Maar dit is Singapore 7's, daar's nog 2 oor, nou hierdie ene is dit nog in Amerika die laaste ene. Suid-Afrika het eintlik geglip in Hong Kong, nie 'n goeie rekord in Hong Kong nie. 'n Week is nou 'n kort tydjie, maar hopelik kan 'n week 'n groot verskil maak. Die nadeel van as jy 'n swak toernooi gehad het 9de eindig, dan is jy in 'n sterker pool weer, groep vir jou uitspelwedstryde. Argentinië en Groot-Brittanje, 2 moeilike wedstryde wat die Blitsbokke het al Saterdag, maar dink jy dis moontlik vir hulle om na 'n week genoeg tyd om weer hulle koppe te lig? Ek sien daar's 2 nuwe spelers in is. Ja, ek wil net sê dis die lekker van die 7's is die groep wat Philip Snyman hulle bymekaar gesit het, is daar's 'n geweldige groot sterk korps by die 7's betrokke. So Sebastian Job en David Brits is weer terug in die groep. Hulle sluit dan nou by die span aan in Singapore. Maar ek moet vir jou sê, ten spyte van die feit die Blitsbokke het hulle geen guns gedoen om 9de te eindig nie, want hulle het nou so 'n bietjie daai gaping tussen hulle wat tans in die 4de plek is en Argentinië wat dan nou bo is, so 'n bietjie moeiliker gemaak om op te vang oor die volgende 2 toernooie. So hulle gaan definitief in Singapore en in Amerika moet wen, net om te kyk of hulle dalk hier in 'n 2de plek of dalk selfs nog verby Argentinië kan geskuif. Die moeilikheid is jy kom nou te staan in hierdie groep teen die nommer 1 span en dit is Argentinië, soos jy gesê het. En Argentinië moet ek nou vir jou sê, oor die laaste 2 jaar geweldige groot opspraak gemaak in die 7's reeks en die Blitsbokke daarteen het ook regtig deur 'n woestyntydperk gegaan waar dit moeilik is en dis ewe skielik asof ons weer sien dat spelers soos David Brits maak geen geheim daarvan nie. Daar's trots weer in die Springbok 7 stry en dis wat lekker is met hierdie jong spelers wat ook deurkom. Ja, dankie Mike. Lekker 7's rugby in Singapore, klomp sportaksie, klomp rugby aksie die naweek, baie om uit te kies. En ook tennis vir die wat dit volg, Charleston, dit is die vroue wat daar speel, Jessica Pegula en Qinwen Zheng is die gunsteling in die Charleston Ope. PSA se die VSA klei toernooi. Dit is Francis Tiafoe en Tommy Paul wat daar die gunstelinge is om die naweek dit te kan wen. Maar kom ons gaan in Namibië toe ook. Daar's 'n klomp sport. Daar's natuurlik ook baie lekker rugby, altyd baie kompeterend. En daar's die eerste een waarna ons kan kyk is in Rehoboth. Dit is FNB Rehoboth wat speel teen FNB Western Suburbs. 3:15, alle wedstryde is 3:15. Dit is Saterdag van die Namibiese Rugby Unie. Onthou hierdie wedstryd NTV skakel in as jy nie self daar in Rehoboth kan wees nie. Op NTV kanaal 285 of op One Up 2. En dit is lekker aksie, rugby aksie, maar dis nie die enigste rugby aksie, dit is ook in Swakopmund. FNB Dolphin tuis teen FNB Wanderers, dis 'n groote. En dan in Grootfontein is dit 'n Rio Falcon wat al die pad opry. Hulle gaan kyk vir FNB Grootfontein in die oordae FNB Rio Falcon wat daar gaan speel. En dan is daar een wedstryd in Windhoek, dis in Olympia. Dit is Trasco United wat tuis speel teen FNB Kudus. So is 'n mondvol rugby, lekker rugby aksie, alles 4:15 afskoptye daar. Op die cricketveld, die onder 19 span, die manspan van Namibië speel in die ICC onder 19 wêreldbeker kwalifisering nog steeds. Namibië speel teen Kenia Saterdag 10:30 is daar die wedstryd en dan staan lekker golf in die suide, reg ver in die suide. Berggebied ope, Oranjemund, legendariese toernooi daar, legendariese baan, Vivo Energy wat dit word, dit is Saterdag en Sondag. En dan ook op die sokkerveld, dit is Detmarine Premier Liga wat voortgaan. Daar's verskeie wedstryde, een in die onafhanklikheidsstadion wat ek vinnig kan noem, Nampol wat speel teen KK Palace, dit is 3 uur.
Keetmanshoop is dit Young Brazilians teen Isoki Chula. Dit is 4:00. Dan in Rundu, lekker groot wedstryd, Juninho Athletic wat speel teen Blue Waters. Dit is 5:00 vir die wat dit volg. En as nie net die mans nie, die vroue ook in aksie. Dit is die FNB vroue Premierliga. Dis by die FCA Center en dit is daar 11:00, 2:00 en 4:00 wedstryde. Die 4:00 wedstryd is Kommas Nampol se vroue span teen die Nast Babes. Dit klink nou interessant en dit is 'n 4:00 afskoptyd. So is 'n mondvol sport, lekker sport in Namibië, lekker sport reg oor die wêreld. Ek kyk veral uit na daai Grand Prix. Ek dink dit gaan lekker wees. Dan ook gaan ek verseker kyk hoe die Bulls en die Lions bietjie rugby speel en hopelik kan hulle daar wen. So ook baie sterkte aan almal by die 2 oseane hardloop van Namibië. Sterkte, hoop die krampe is nie te veel nie. Dis 'n groot voorreg om gesond genoeg te wees om dit te kan doen. So, ons gesels weer volgende week. Ons het nou klaar gesels op in die ton. Ons gaan volgende Vrydag weer gesels. Tot dan 'n baie lekker sportnaweek en groete.